Hi Leefgemeente, dis Paasfeesweek. Gister was Palm Sondag en almal juig en loof Jesus soos wat hy in Jerusalem ingaan. Dis dieselfde dag wat hulle die lammetjie in hulle huise moet inneem om te ondersoek vir die volgende paar dae voordat hulle die lammetjie Paasfees moet slag. En terwyl Jesus so in Jerusalem ingaan, juig almal. Maar ons het gister gehoor, Jesus het gehuil. Want hy ken die harte van die mense. En vandag is Maandag. En is 'n harde dag. Kyk, Paasfees is 'n harde week, nê? Is 'n week van lyding en swaar kry. En 3 baie harde en baie moeilike dinge gebeur Maandag, Paasfees Maandag. Jesus staan die oggend vroeg op en hy gaan uit Betanië uit. En hy stap verby 'n vyeboom en hy's honger en hy wil iets eet en die vyeboom dra nie vrug nie. En Jesus bestraf die boom en die boom sterf. Daar's nie vrugte nie. Hy sê mag niemand ooit weer by jou vrug soek nie. En as 'n simbool, alhoewel die disippels dit eers later sou verstaan, gaan Jesus terug Jerusalem toe en al wat hy daar kry is godsdienstige skrifkenners wat hom vasvra en hom nie wil aanvaar as die Paasfeeslam nie. Hulle vra hom strikvraag na strikvraag na strikvraag. Hulle stry en beklei oor alle klein goedjietjies, nê. Soos baie van ons selfs Christene of mense in die wêreld wat jy ontmoet, wil oor die snaakste goed stry en beklei. Hulle wil nie net die basiese dinge hoor nie. En tog, as hy daar binne in die dorp is, dan begin hy die tafels omgooi. hy gooi hulle geldtafels omver, want al wat hulle in belangstel is geld maak. Hulle wil net handel en wheel en deel en geld bymekaar kry en Jesus is, julle verstaan nie wat se vrug ek kom soek in Jerusalem nie. Ek kom soek gebed, ek kom soek iets heiligs, ek kom soek iets meer as dit wat julle alles oormaak. En vanaand, soos die son so 'n klein bietjie sak en dit so klein bietjie donker hier om my word, sê die Bybel vir ons dat 2 dae voor die Paasfees. Nou, dis vanaand. Vanaand is 2 dae voor Paasfees, Maandag aand, en dan is dit Dinsdag aand, en dan is dit Woensdag aand, en Donderdag word Jesus gekruisig. En so vanaand sê die Bybel vir ons, gaan soek Judas 'n gehoor by hierdie fariseërs, hierdie mense wat niks vrug dra nie. En Judas gaan praat met hulle betaal vir Judas 'n groot som geld, en dan soek Judas 'n geleentheid om Jesus te verraai. So hierdie hele dag gaan oor, watter vrug is daar in jou lewe? Is dit die vrug van hierdie wêreld? Is dit die vrug van hierdie wêreld, soos ons Sondag in die kerk gehoor het, die merk van die Antichrist, die merk van die dier, jy kan nie handel en geld maak en werk sonder hierdie merk nie. Gaan jou lewe net oor geld maak en wat hier onder die son aangaan? Want dan is daar nie vrug aan jou vyeboom nie. Die Here gaan jou tafels kom omgooi in jou lewe. En as jy kwaad raak oor hierdie dinge, dan gaan jy ook 'n geleentheid soek om Jesus te verraai, net soos Judas. So vandag is 'n diep, heilige dag, waar elkeen van ons moet besluit. Waai ons die palmtakke in oortuiging dat Jesus is wie hy sê hy is en hy gaan kom doen wat hy gesê het hy gaan kom doen? Of waai ons palmtakke want ons wil hê hy moet aan ons geld kom karring, vir ons meer geld kom gee? Jesus kom soek die vrug van jou hart. Jesus kom soek die oortuiging van jou geloof. En as hy dit nie in jou lewe kry nie, dan gaan jy dalk bitter word. Want jy gaan Jesus nie tevrede kan stel sonder ware vrug nie. Judas het dit op die harde manier agtergekom. En hy het 'n geleentheid gaan soek vanaand om Jesus te verraai. Moenie Judas wees nie. O, almal wat my hoor, kom ons sê jammer dat daar genoeg geleenthede is in ons lewens wanneer ons Judas was. Mag ons Paasfees se vergifnis aanvaar en jammer sê wanneer ons lewens niks vrug dra nie.
Dankie Here vir U liefde, U genade en U voorsiening, U bloed en U liggaam. Mag daar vrug deur die Heilige Gees in ons lewe wees. In Jesus naam. Amen. Amen.